Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n iemand, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Ek wil u vra, jy sien ons het so in die proses ingeraak van ons kindertyd af, van die kinderbybels. Dis hoekom ek hou nie van 'n kinderbybel nie, want daai prentjies wat laat teken lieg vir die kinders. Henog het lewendig in die hemel opgevaar. Die Bybel sê nie een plek nie. Kan u vir my een skrifgedeelte noem? Een. Oud en Nuwe Testament. Wat sê dat Henog het lewend of lewendig in die hemel het opgevaar? Ja, Moses is lewend in die hemel opgeneem met 'n wa van vuur en perde van vuur. En daar was getuienisse wat dit gesien het. Sê vir my, Henog, kan u vir my die skrifgedeelte gee in die 33:53 of in die 1611 King James of the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version, dat Henog lewendig in die hemel opgevaar het? Nie een nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê nie, so nie. Vers 24 sê, en Henog het met Jahwe gewandel, hy was 'n regverdige man, en hy was daar nie meer nie. Daar staan niks van hy het lewendig in die hemel opgevaar nie. Jy sien, ons is so, die leuns is so in ons ingeprint, van die sondagskool dae af, en van soos ons as jong mense opgegroei het, en wanneer ons dan theologiese colleges toe gegaan het, en wanneer ons dan universiteite toe gegaan het, dan was hierdie godsdienstige leuns van die Rooms-Katholieke Kerk so in ons ingedring, en voor ons gehou, en ons het nooit gevra, maar waar staan dit in die Bybel nie? Kan iemand vir my dit wys nie? Nee, jy het nie gewaag om die pastoor 'n vraag te vra, of die dosent 'n vraag te vra nie. Hy sê, hy is weggeneem. Hy is deur die dood van die aarde verwyder. Dit beteken nie dat hy lewendig in die hemel opgeneem is nie. Dit sê net, dat as hulle sê, ek het gesterf, of ek is daar nie meer nie, dat sê net, ek het gesterf. Dit sê nie, ek is lewendig in die hemel opgeneem nie. Dat Henog lewendig in die hemel opgevaar het, hoekom glo ons dit? Hoekom glo ons dat Henog het lewendig in die hemel opgevaar? Wel, prof, dis wat die kerk ons geleer het. En jy weet, die kerk sal ons nie vir ons lieg nie, regtig? Nou as dit nie in die Bybel staan nie, wie lieg dan vir wie? Hoe word ons goed geleer wat nie in die Bybel staan? Dis soos die NG kerke of die Drie Susters kerke wat babetjies doop, besprinkel. Die Bybel sê 'n kind is 'n Psalm. Hy sê 'n kind is in sonde gebore. In sonde gebore en ontvang. Dan verander hulle die woord in met. Dan sê hy die kind is met sonde gebore en ontvang. Nou sê die arme, en ek wil in plain Afrikaans sê, sakkers daar, wat van niks beter weet nie, en net die predikant glo, en hy lees sy eie Bybel. Dink is Psalm 93 of wat ook al, 96. Dis nou maar net wat my opkom. Hy sê, die kind is in sonde ontvang en gebore. Hy lees daar in sonde, dan sê die predikant met sonde, dan kan hy dit nie raak lees nie. Kind is nie met sonde gebore nie, want 'n kind is sondeloos. 'n kind is sondeloos, 'n kind sterwe gaan hy direk hemel toe. Yahshua het self gesê. Sê ek wat dit sê nie? So, kom terug. Ons het geleer om goed te glo. Ons praat van die protestante en die charismate. Ons was geleer, ek is nie 'n charismaat of 'n protestant nie. Ek is 'n Jahvis, omdat die Bybel so sê.
Protestant is maar 'n katoliek en 'n ander baadjie, en 'n protestante baadjie. Maar die teologie is nog steeds katolieke teologie, hoor. Maar moet jy laat voel deur dit nie. Ons het die goed geleer glo, omdat die katolieke in beheer was van die totstandkoming van die protestante kerke. Dit was maar net 'n ander, ek wil die brein Afrikaanse woord, triek van die katolieke om die mense te vang. Want hulle hou vas verloor op die kerk op daai stadium, in die begin van die 16de eeu. So ons glo, wat die Christene glo, en wat die karismate glo, en die katolieke.